Voordat ek begin, ek het vanoggend, wil ek net vir jou, papa, wil begin by jou, en ek het vir jou 'n woord van die Here uit Deuteronomium 6, vers 5 tot 7, wat sê, daarom moet jy die Here, jou God lief hê, met jou, sorry, is ek reg? Dis alright. Okay. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit in jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan lê en as jy staan. Jou verantwoordelikheid as pappa vir hierdie huishouding en vir jou seun is om te wys hoe lyk 'n man van God. Hoe moet 'n man van God optree? Hoe moet 'n man van God wees? Want jy is die hoof van jou huis en jy is die een in wie se spoortjies hy eendag gaan volg. So jou rol in hierdie hele verhouding is baie belangrik, want jy speel die rol as priester in jou huis. So jy moet die woorde van die Here in jou seun inskerp elke dag en elke nag. Dit is jou verantwoordelikheid as pappa. En mamma Isel, vir jou het ek 1 Samuel 1 vers 27 tot 28 wat sê, om hierdie seun het ek gebid, en die Here het my gebede aan my gegee, wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan ook af van die Here al die dae wat hy leef. Hy het aan die Here afgestaan en hy het die Here daarin bid. Jy mamma is die bidder van die huis en jy is die een wat jou seun en julle huishouding in gebed dra en jy is die een wat vir hom bid en wat vir hom intree. Die dag wanneer hy groter word en wanneer hy gaan voel die wêreld hang op sy skouers, is dit jou gebede wat hom dra. So jy mamma moet vir hom bid elke liewe dag, om seën en vir hom bid en daar wees vir hom in gebed en intree vir hom in gebed en om leer hoe moet ons die Here soek en waar moet ons die Here soek as dit moeilik gaan. En dan vir baba Marcus het ek 1 Korintiërs 4 vers 10 wat sê, dis die Jabes gebed. En Jabes het God van Israel aangeroep en gesê, as hy my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en die hand met my sal wees en die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie, en God het hom laat kom wat hom begeer het. Hy is die Here se volmaakte skepping. Hy is die Here klaar beplan sy lewe vorentoe. Die Here klaar vir hom beplan groot en milderlike dinge. En die Here klaar beplan wie gaan hy wees eendag. Want die Here het hom geskep volmaak net soos wat hy is. En jy moet hom geniet net soos wat hy is. Dit wat hy is en dit hoe hy is en hoe hy eendag gaan wees met al sy stout en sy tantrum en sy alles. Die Here het hom so gemaak en die Here het hom soveel gegee, want hy is 'n wonderlike geskenk van die Here. Amen. So ek spreek 'n seën oor julle, ek spreek 'n seën oor Marcus, ek spreek 'n seën oor jou, Johan, en ek spreek 'n seën oor jou, Isel, dat die Here met julle sal wees, en dat hy eendag sal opgroei as 'n groot godsman, dat hy 'n groot getuie vir die Here eendag sal wees, en goeie werk vir die Here eendag sal doen. So die Here het in Matteus gesê, hoe moet ons die kinders inseën, en hoe moet ons maak met die kindertjies, en al wat ons in die Bybel kan vind, hoe ons dit moet doen is, in Matteus waar hulle sê, en hulle het die kindertjies na Jesus toegebring, en Jesus het die hande opgelê, en hy het hulle geseën. So dit is hoe ons dit doen met kindertjies, ons lê die hande op hulle en ons seën hulle. So Marcus, mag jy in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, mag jy geseënd wees, en mag die Here met jou wees, en mag die Here jou milderlik gebruik, mag jou voet nooit gestamp word teen 'n klip nie, en mag jou pad net oop wees vorentoe. Kom ons almal steek net die hande uit, dan bid ons net saam vir hom. Here, ons kom en ons lê klein Marcus voor die voete neer, Here, ons vra dat hierdie kleine lyfie sal vat, Here, wat nog so baie groot pad het om te stap, Here, dat hy sy pad vir hom sal oopmaak, Here, dat hy sal wees, Here, 'n kind van die Here, dat hy lig vir hierdie wêreld sal wees, Here, dat hy nooit sal ophou brand nie, dat hy nooit sal gaan lê nie, Here, maar dat hy sal sterk wees, Here, soos Samson sterk was, Here, dat hy hom sal gebruik soos Moses, dat hy hom sal gebruik soos Samuel, Here, dat hy met hom sal wees, Here, en alles wat hy doen, Here, dat hy dit sal doen in u krag en in u sterkte, Here, dat hy wanneer die pad moeilik is en wanneer dinge kom oor die pad, Here, dat hy sal weet waar kry hy sy krag vandaan, Here. So bid ek nou, Here, vir Isel in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en vir Johan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Here, en ek vra, Here, dat hierdie twee ouers sal sterk maak, Here, gee hulle die nodige krag
krag en wysheid, Here, dat hulle hierdie seentjie sal groot maak in die weë, Here. Dis 'n groot stap om hulle seun te gebring het, Here, en toegewy het aan U, Here, want hulle wys vir die wêreld daar buite, dit is waar ons krag lê. Dit is wat ons het, Here. Ons bring ons kindjie hier na U voete toe, Here, en ons gee hom vir U in U hande, Here. Here, ek vra dat hierdie twee ouers sal optel en oprig, Here, wanneer hulle moeg raak, dat hulle sal weet dat ons almal is daar vir hulle, Here. Hulle kan ons bel, Here, en ons is daar vir hulle, maar dat hulle eers na U toe sal gaan, Here. Met alles wat hulle moet doen om hierdie seentjie groot te maak, Here, wil ek vra dat hulle eers U sal soek in alles, Here. Dat al die ander dinge dan vir hulle bygevoeg sal word, Here. Seën hulle, Here, seën hulle pad vorentoe, Here. Seën hulle as 'n gesin, is my gebed in Jesus naam. Amen. Hy het baie te sê. So hierso is sy sertifikaat en ons gee vir hom 'n Bybeltjie. Mamma, jy moet die Bybeltjie vir hom elke aand lees. Nee.